Daar is hy, nou ja toe. Daar is ons nou op die lig. Goeiemôre. Ek dis hierdie drie. Goeiemôre. Ek dis hierdie drie. Goeiemôre. Dis almal hier so. Welkom vir elkeen van julle. Dis lekker om julle hier te sien. Alle eer aan die Here, soos Annie ook gesê het. Waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. Ons weet God is hier. En as jy ook nie met hierdie praise en worship die Here ervaar het nie, dan moet ek vir jou sê, so Annie, dankie, jy het my gebless met daai. En ja, goeiemôre Mosselbaai. Laat ons nou nie vir Mosselbaai die prentjie uit verloor nie. So nou is ek weer die moeilikheid as ek eendag daar moet gaan kuier. So maar môre vir julle ook en mag die Here ons almal net seën. Ek wil almal so op die gebed wat gebid is, maar Vader, ons wil ook opnuut vra dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek. En dat ons almal se harte ontvanklik sal wees vir die waarheid van die woord. En dankie Here dat U ook steeds vir ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. En Here Jesus, ons vra opnuut dat U ons net toemaak met die kosbare bloed, die engele opstel reg rondom hierdie perseel en ook daar en of op Mosselbaai waar die mense besig is of op enige ander plek wat mense na hierdie video sal kyk. Dat dit veilige plekke sal wees en dat ons ook sal weet dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om die kinders is. Dankie vir die teenwoordigheid, Here. Vat ons nou met die hand en lei ons deur die Heilige Gees ook met die openbaring van die skrifte. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Goed, wat ek vanoggend met jou wil deel is, wat is 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus? Sien, baie mense sê, hulle hoor my ook praat, ek praat altyd, man, ons moet seker maak dat ons in 'n verhouding is met die Here en 'n persoonlike verhouding met die Here, maar waaroor gaan dit? Want so baie van ons het maar groot geword in 'n tradisionele kerk. En jy weet, in die tradisionele kerke was ons maar grootendeels besig met godsdiens. Ons was so besig met godsdiens, ons het eintlik vir God gemis. En dis iets wat ek moes leer 26 jaar terug nou in Augustus 1999, toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het by 'n mannekamp, het ek besef, maar dit gaan hieroor. Dit gaan daaroor dat ons in 'n persoonlike verhouding moet wees met God. En waaroor gaan 'n persoonlike verhouding? Ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die woord vir ons vandag. En julle almal weet, ek begin altyd met hierdie vers in 2 Korintiërs 1 vers 13, wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So gaan ons 'n bietjie vandag lees. Wat sê die woord vir ons oor hoe God ons wil ken en hoe ons God kan ken en al hierdie tipe van dinge. En weet jy, ek moet tog net nou sê, ek is nie ou wat prentjies sien nie. Ek is nie ou wat visioene en sulke goeie sien nie, maar terwyl ons hierdie voorlaaste liedjie gesing het, was dit van Your breath is in my lungs and my praise shall rise to him. Weet jy wat sien ek? Ek sien letterlik die gesig van Jesus wat so bokant ons sit en hy blaas so op ons en soos wat dit uit sy mond uit blaas dit van ons af terug na hom toe. Dis of dit 'n heeltyd so sirkel maak. Want sy breath is in our lungs en ons prys hom en so gaan dit weer terug na hom toe. En dit was net vir ons. So, dankie. So, maar die hele ding is, ons moet weet, hierdie liefdevolle, wonderlike God en Vader, wat ons Majesty is, wil met my en jou in 'n persoonlike verhouding wees. So, onthou Matteus 22 vers 29, gee ons nog altyd die waarskuwing, van julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En dit is ons probleem, mense. Ons ken in baie gevalle nie ons skrifte nie, en hoekom ken ons nie ons skrifte nie? Want ons ken nie die skrywer van die skrifte nie. Ons is nie in 'n persoonlike, intieme verhouding met die Here nie, maar daar's vir ons gesê, man, moenie worry nie, die dominee het gaan leer om vir jou te vertel wat sê die Here. So, wag maar net, hy sal vir jou Sondag kom sê en dan kan jy maar aangaan met jou lewe. Is nie waar nie. Is nie waar nie, jy weet, want jy gaan eendag alleen voor die troon staan en die Here gaan sê, my kind, wat het jy met die boek gedoen? En dan gaan ek nie kan sê, maar Here, die dominee, die pastoor het my nog nie alles geleer nie. Gaan hy sê, nee, die pastoor is nog besig daaronder, jy is voor hom hierso. Wat het jy met die boek gedoen? En wat gaan ons dan vir die Here sê? Want ons gaan hom moet antwoord. En dan gaan ons nie kan wegkruip agter my onkunde, agter ander mense, agter enige van hierdie goeders nie. Ons moet besef, ons moet self ook hierdie boek lees, seker maak dat ons vra dat die Heilige Gees dit vir ons oopbreek, sodat ons in 'n persoonlike verhouding met hom kan lewe. Nou mense, wat is 'n persoonlike verhouding? 'n Persoonlike verhouding is 'n verhouding tussen twee persone, wat mekaar iewers persoonlik ontmoet het op 'n dag. En dan tyd spandeer, kyk maar na daai twee woordjies wat ek daar geskryf het, en dan tyd spandeer om mekaar se stemme
te leer ken en by mekaar te leer waarvan hou elkeen onderskeidelik of waarvan hou hulle nie. En oor tyd groei hulle na 'n plek van liefdevolle, intieme eenheid. So, dis 'n groeiproses in hierdie persoonlike verhouding. Maar jy sien, tyd spandeer om mekaar se stemme te leer ken. Nou, ek wil nie eers vra nie, maar Boet en Joy, hoe lank is julle nou al getroud? Ek kan nie onthou nie. Is so lank, ons kan nie onthou nie. 59 jaar, prys die Here vir 'n lang huwelik. Nou ja, nou kom ek verduidelik vir julle hoe dit daar aan die begin gegaan. Jy weet, toe hulle mekaar nou net ontmoet het, toe het Boet nou die eerste keer raak geloop iewerster en hy het gesê, hoorie, ek is Boet nie, ek is Joy, hoorie, wat maak jy nie, ek werk daar en ek werk hier en toe sluit mekaar nie. Maar iewers het hy daarom haar telefoonnommer by iemand gekry en hy bel haar die eerste keer so 'n week of wat later en toe sy die foon antwoord en hy sê hallo, toe sê sy hallo, wie praat nou? Wie praat? O nee, is Boet. O, okay, hallo Boet. 6 maande later, as hy sê hallo, dan sê sy ag hallo my liefie. Hoe gaan dit met jou? Hoekom? Want sy het sy stem leer ken. En so is dit ook met my en jou. Ons moet die Here se stem leer ken. Ons moet tyd spandeer met die God van die woord en die woord van God, sodat ons sy stem kan leer ken. Nou die oomblik wat enige derde party toetree tot daardie verhouding, is dit nie meer 'n intieme persoonlike verhouding nie. Die ou bekende Engelse gesegde van 2 is a company and 3 is a crowd. Daarom kan jy ook nie 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus hê deur jou predikant of jou pastoor of selfs deur jou man of jou vrou of deur jou pa of jou ma nie. Jy kan nie. Elkeen moet self met God in 'n verhouding wees. Jy weet, ek het eendag 'n dame gehad wat my geskakel het en gesê, Tiaan, ek het nou 'n probleem. Ek sê, wat is jou probleem? Sy sê, man, my man is oorlede en hy het altyd vir ons die Bybel gelees in die aand en nou is hy nie meer daar nie, nou weet ek nie wat om te doen nie. Dus ek sê, jy moet leer lees. Jy weet, so, jy sien, sy het haar verhouding met die Here deur haar man geleef. Want hy het vir hulle Bybel gelees, hy het vir hulle gebid. Ja, dis great. Dis lekker om met ons man en vrou saam te kan doen. Maar dan is daar nog steeds tyd wat jy alleen met God spandeer. Jou man en jou vrou moet alleen tyd met God spandeer. Want sy moet haar eie intieme verhouding met God hê, jy met jou eie intieme verhouding met God hê. En dan kan ons weer met mekaar gesels en hoorie, wat het die Here vir jou gewys uit die woord uit? Here, wat het die Here vir jou gewys uit die woord uit? En so kan ons dit met mekaar deel. Maar 'n derde party wat toetree tot daai verhouding maak dat dit nie meer 'n intieme persoonlike verhouding is nie. Ek gebruik altyd die simpel voorbeeld, as jy en jou man of jy en jou vrou op die bed lê in die kamer, staan dan mos nog nie 'n derde dame by die voet van die bed nie. En dan sê jy vir hierdie dame, kom ons noem maar Mary. Ag ou Mary, sê tog vir Sunny ek is lief vir haar toe. Dan sê Sunny, hoorie, Sunny, ou Jannie sê hy is lief vir jou hoor. Ag nee, ag dankie ou Mary, sê tog vir Sunny ek is lief vir haar ook. Werk dit so? Nee, dit werk nie so in 'n intieme verhouding nie. Jy kan nie 'n intieme verhouding met iemand hê deur 'n derde persoon nie. So hoor my vanoggend, jy moet jou eie intieme verhouding hê. Dit moet ons ook leer vir ons kinders. Ons moet ons kinders leer dat hulle ook 'n intieme verhouding met God moet hê. Daar is 'n massiewe verskil, mense, tussen om met die Here te praat en om oor die Here te praat. Ek en jy is vanoggend besig om oor die Here te praat. Ons praat nie nou met hom. Net dit ons gesing het, ja, het elkeen van ons individueel met hom gepraat in ons lofsange. Maar wanneer jy alleen by die huis is en jy vat hierdie boek en jy vra vir die Heilige Gees om hom vir jou te begin oopbreek, dan is jy besig om met die Here te praat. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. So elke individuele persoon moet leer om sy of haar eie intieme persoonlike verhouding met die Here Jesus te hê. Daarom moet ouers hulle kinders van kleins af leer hoe om in so 'n liefdevolle persoonlike verhouding met ons Here en God Jesus Christus te wees. Want onthou die woord sê vir ons in Deuteronomium 6 vers 6 en 7, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. So daar's die eerste opdrag, dit moet eerstens in jou hart wees. En dan, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, wanneer? Punt 1 as jy in jou huis sit, punt 2 as jy op pad is, en punt 3 as jy gaan lê, en punt 4 as jy opstaan. So kyk nou mooi, wie moet dit jou kinders inskerp? Jy moet. Nie die sonndagskooljuffrou nie, nie die pastoor of die dominee nie. Jy moet hierdie goed jou kinders inskerp. Wanneer? Kyk maar mooi, as jy daai 4 punte mooi gaan ontleed, jy sien is die hele dag.
Die hele dag wat jy moet besig wees om jou kinders te leer. As jy in die kar klim, okay, kom ons bid gou vir Jesus se beskerming en nou ry ons en skielik gebeur iets op die pad en die Here bring ons deur en sê vir jou kinders, sien jy? Dis hoekom ons gebid het. So leer jy jou kinders om te bid vir hulle beskerming as hulle op die pad gaan. Want jy doen dit die hele dag. As jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Leer hulle van die woord van die Here, maar jy moet dit jou kinders inskerp. Maar die voorwaarde is dit moet eers in jou hart wees. Want so baie mense sal vir my sê, nee Matthea, maar ek ken nie die Bybel so goed nie. Ek vertrou maar die pastoor gaan my kinders leer. Nee, wel dan moet jy die Bybel leer ken. Hoekom kruip ons heeltyd weg agter ons onkunde? En julle weet, so ek destyds nog in die prokureurspraktyk was daar gesegde that ignorance of the law is no excuse. Die feit dat jy nie weet wat die inkomstebelastingwet bepaal nie, beteken nie jy hoef nie inkomstebelasting te betaal nie. Jy gaan nog steeds inkomstebelasting betaal. So jou ignorance of the law gaan nie vir jou 'n verskoning wees nie. So net so mense moet ons besef, ignorance of the word is no excuse. Die dag as jy voor daai troon gaan staan, gaan jy nie kan wegkruip agter, nee maar ek het nie geweet nie, ek het nie kon nie baie Bybel lees of enigiets van die aard nie. Die woord sê, ons gaan die lewende woord moet antwoord oor dit. So het jy al die Here Jesus Christus persoonlik ontmoet? Ken jy hom al persoonlik? En het jy hom al ingenooi in jou lewe? Want jy sien in Jeremia 24 vers 7 sê die Here 'n interessante ding. Hy sê, en ek sal hulle hart gee om my te ken, dat ek die Here is. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle God gee, God wees. En dis nou interessant, ek sal vir hulle hart gee om my te ken. So, wat is God se hart? God se hart is ons moet hom ken. Hy wil so graag hê ons moet hom ken, hy sal vir ons hart gee om hom te ken. En jy weet, dit loop nogal actually saam met Filippense 2 vers 12 en 13 wat sê, werk jou eie heiligheid met vrees en bewering, want dit is God wat dit in jou werk om te wil en te werk na sy welbehae. So, as jy vir my sê, Tiaan, maar weet jy wat, ek voel nie ek wil regtig nie, dan bid jy en jy sê, Here, werk dit in my om te wil. Here, help my om te wil. Want hy sal, dis sy hart. Hy wil ons hart gee om hom te ken. Dat hy die Here is. En onthou, hoofletters H-E-R-E, Jod, hy, Waf, hy, dat hy Yahweh is. En hulle sal vir my 'n volk wees, ek sal vir hulle God wees. Maar Johannes 1 vers 12 en 13 gee ons die voorwaarde eers, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Maar ek wil jy moet mooi oplet waar daar staan. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Jy sien, daar staan nie om kinders van God te wees nie. Kinders van God te word. So daai stappie nommer 1, wanneer ek dus Jesus Christus aanneem, is dit maar net my eerste stappie op hierdie pad. Nou okay, as dit my die mag gee om kind van God te word, wanneer is ek kind van God? Hoor, Romeine 8 vers 14 sê vir ons, die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So dis wat ons moet verstaan. As 'n volgende stappie. En wat is die volgende stappie? Is Here, vervul my met u Heilige Gees. Doop my met u Heilige Gees en lei my deur u Heilige Gees. Dan kan ek sê, right, ek het hom aangeneem, dit het my die mag gegee om 'n kind van God te word, ek is gedoop met sy Heilige Gees, ek word gelei deur sy Heilige Gees, nou is ek 'n kind van God. En dit is net die tweede stappie. Maar as ek nou in hierdie tweede stappie ingaan, is die vraag, het jy al geleer om sy stem te ken? Want in Johannes 10, vers 27 tot 28 sê hy, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Sien, my skape luister na my stem. Ongelukkig moet ek vir jou sê, so baie mense sê, nee, maar jy weet, ek is 'n volgeling van Jesus, nee, ek is 'n Christen, maar as jy na hom hoor en jy luister na hom praat, en dit wat by sy mond uitkom, dan sien jy, ag nee wat, hy luister nie na die herder se stem nie. Hy wil die Here dien op sy voorwaardes, en hoe hy dit sien, en al hierdie goeders. En dan moet ons besef, dan kan ek nie aanspraak maak daarop, laat ek hom ken nie. Terwyl hy tog so graag vir ons hart wil gee, om hom te ken, dat ons weet, wie is hy werklik as God. Het ek en jy al geleer, waarvan hou hy, en waarvan hou hy nie? Want dis mos nou wat gebeur in 'n persoonlike verhouding. Jy weet, Boet het oor 'n tyd begin leer, Joy hou van wit roomys met 'n stuk vleis in, en Joy het begin leer, maar hy hou nie van steak en chips nie. Hy hou maar net van bakkie slaai en so.
Nee, ek droom nou, ek is redelik seker ek is op die verkeerde pad nou, maar in elk geval, die punt is, hulle het oor tyd geleer, waarvan hou albei van hulle, en waarvan hou hulle nie. Dis tog in enige verhouding so, is dit nie? Selfs as ons net in 'n persoonlike vriendskapsverhouding is, leer ons mekaar ken, en weet jy wat, Johan hou van dit, Koos hou van dit, Sannie hou nie van dit nie, wat ook al die geval mag wees. Want dis wat 'n persoonlike verhouding is. Nou, die punt is, Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou daai bewaar my gebooie is nie net, nee, weet, ek het die Here se gebooie, daar sit in my Bybel, ek sit dit op my kas, ek bewaar sy gebooie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Bewaar my gebooie beteken, doen wat ek sê. Doen my gebooie. So as hy sê, weer eens byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 29, geen vuil woord mag oor julle lippe kom nie, dan sê ek is klaar met vloek. Ek bewaar sy gebooie, ek doen sy gebooie. Hoekom? Want ek het hom lief. Ek is in 'n liefdevolle, persoonlike verhouding met my God, wat vir my gesterf het aan 'n kruis, wat vir my die ewige lewe moontlik maak, en omdat ek so dankbaar is vir dit wat hy vir my gedoen het, en so lief is vir hom daarvoor, bewaar ek sy gebooie. Psalm 97 vers 10, o liefhebbers van die Here, o liefhebbers van Yahweh, haat die kwaad. Kyk mooi, haat die kwaad. En nou moet jy nie vir my sê, ja nee, ek haat die kwaad wat daar buite gaan, daai ouens wat dit doen en doen. Nee, haat die kwaad in jou eie lewe. Haat die kwaad in jou eie lewe. Die goed wat jou wil wegtrek, die goed wat jou sekere goeders laat doen, haat dit ook. Maak klaar met dit. Hoekom? Omdat ek 'n liefhebber is van die Here. Omdat ek lief is vir die Here. Wil ek klaarmaak met die kwaad in my lewe. Enige verkeerde goed in my lewe wil ek afhandel. Hy bewaar die siel van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Jy sien hierdie liefdevolle Vader, kyk wat wil hy met ons doen. Hy bewaar ons siele, hy red ons uit die hand van die goddelose, maar dan wil hy dat ons iets sal terugdoen. Dan wil hy dat ons iets sal terugdoen. Wat moet ons terugdoen? Ons moet die kwaad haat. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek. Jy sien, as ek in die vrees van die Here wandel, in die vrees van die Here lewe, en mense, ek het 'n hele boek geskryf net oor, dan sal jy die vrees van die Here verstaan, is dit 'n kwessie dat ek besef, dis nie 'n vrees wat my wegtrek van God af nie. Dit maak my nie bevrees vir God nie. Die vrees van die Here trek my nader aan die Here. Dit gee my 'n eerbied, 'n respek, 'n ontzag en 'n liefde vir die Here wat my nader trek aan hom. En hoe nader ek aan God kom, hoe meer wil ek soos hy wees. En hoe meer ek soos hy word, hoe meer wil ek van hom leer. En hoe meer ek van hom leer, hoe meer word ek soos hy. En hoe meer ek soos hy word, hoe meer wil ek van hom leer. En hoe meer ek van hom leer, hoe nader kom ek aan hom en hoe liewer word ek vir hom. En wat gebeur? Ek haat wat sleg is. Ek haat wat sleg is. Insluitende dit wat sleg is in my eie lewe. Dit wat verkeerd is in my eie lewe. Ek kruip nie meer weg na, ag nee, maar dis nou maar wie ek is en dis nou maar my persoonlikheid en so aan. Nee, die Bybel sê jy moet sterf aan jou ek. Jy moet sterf aan jouself. Want dis wat God wil hê. Johannes 3 vers 30 sê, jy weet, hy moet meer word en ek moet minder word. En het jy al gegroei na 'n plek van liefdevolle, intieme eenheid met hom? Want dis 'n groeiproses. Ons noem hierdie ook die heiligmakingsproses. Want onthou, ons is op pad na 'n heilige God se troon toe, nie 'n onheilige God nie. En hy gaan eendag vir ons vra, my kind, hoekom het jy so hard probeer om aan te hou onheilig wees as jy geweet het jy is op pad na 'n heilige God se troon toe? Dan moet ons hom maar antwoord daaroor. Want in Johannes 17 vers 20 tot 21 sê hy, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, dis Jesus se gebed vir sy disippels wat my en jou insluit vandag. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. So kyk mooi, wat wil die Here hê moet ons wees? In eenheid met hom. Liefdevolle, intieme eenheid. 1 Korintiërs 8 vers 2 en 3 sê, as iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. So, baie mense sê vir my, Tiaan, jy weet, ja, ek ken die Here, sê ek, okay, maar die vraag is, ken hy jou? Hoe weet ek wanneer ken die Here my? Die antwoord lê daar. As iemand God liefhet, die word deur hom geken. So, God weet wie het hom lief. Wie het hom werklik genuine lief. Jy weet, ek het so Woensdagoggend en Sondagoggend podcast boodskapie wat ek op ons app uitstuur. En net met die een wat ek vanoggend uitgestuur het, die Here het dit net op my hart geplaas van
ons is almal so geneig om uit te roep, kom Here Jesus. Jy weet Openbaring 22 vers 17 wat sê, en die Gees en die bruid roep, kom. Kom Here Jesus, en ek ervaar hierdie week die Heilige Gees sê my hart vir my teen. Hoe ernstig is julle as julle dit sê? Hoe opreg is julle as julle dit sê? Julle almal roep uit, kom Here Jesus, maar as ek nou moet kom, is julle gereed dat ek kom? Hoe opreg is ons? Jy weet, het ons hom regtig lief? Ken ons hom? Ken hy ons? Dat ons hom werklik lief het, of is ons besig met lippetaal? En dit het my maar net weer 'n bietjie geruk. En as jy vir my sou sê, want dit is gou-gou wat mense natuurlik doen, maar wat dan nou van my? Wil die Here dan nie ook vir my gee waarvan ek hou nie? Ja, hy wil. Maar daar is altyd sekere voorwaardes soos ons kan sien. Ons gaan nou na hierdie vers kyk, maar ons moet een ding reg verstaan, mense. He is still God. He gets to make the rules. Ons gaan voor sy troon staan. Hy gaan nie voor ons troon staan nie. So wat is die voorwaardes altyd in sy woord? Soos Psalm 37 vers 3 en 4 sê, punt 1, vertrou op die Here. En punt 2, doen wat goed is. Punt 3, bewoon die aarde. En punt 4, beoefen getrouheid. En punt 5, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Jy sien wat baie mense doen, en ek was self skuldig daarvan voorheen, voor ek hierdie nou mooi gelees het. Ons wil almal net Psalm 37 vers 4 quoteer wat sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Dan sê mense my, Matiaan, ek verlustig my in die Here. Hoekom gee hy my nie die begeertes van my hart nie? Sê ek, want ons mis 4 ander voorwaardes. Want hierdie ding begin actually in vers 3. Punt 1, vertrou op die Here. So die vraag is, vertrou ek die Here? Want as ek nie die Here vertrou nie, hoe kan ek van hom verwag om vir my die begeertes van my hart te gee? So vertrou ek die Here ja of nie, of is ek kwaad vir die Here omdat ek 20 jaar terug 'n gebed gebid het wat toe nou nie uitgekom het nie, en nou is ek nou nog kwaad vir die Here, ek vertrou hom nie, maar ek sê ek is 'n Christen, maar ek vertrou hom nie eintlik nie, en so aan, maar hoekom gee hy my nie die begeertes van my hart nie? Want jy vertrou hom nie. Punt 2, en doen wat goed is. Doen ek wat goed is, of probeer ek ook maar soos die res van die wêreld wees? Vloek en skel ek ook maar soos die res van die wêreld? Al die verkeerde goeders. So ek doen ook nie wat goed is nie. Punt 3, ja, okay, ons bewoon die aarde, yes, ons is almal hier. Punt 4, beoefen getrouheid. So die vraag is ek en jy getrou? Is ons getrou in ons verhouding met ons eie huweliksmaats? Is ons getrou in die manier wat ons besigheid dryf, met ons werkskollegas, mense rondom ons? Is my ja, en is my nee? Of is ek maar nie altyd baie getrou nie? Is ek 'n man op wie mense kan staatmaak? Is ek 'n man waarop my vrou kan staatmaak? Is ek 'n vrou waarop my man kan staatmaak? Beoefen ek getrouheid? En in baie gevalle nee, doen ons ongelukkig nie. En dan punt 5, verlustig jou in die Here. Nee, maar ek verlustig my nie. Hoe verlustig jy jou in die Here? Mens verlustig jou in die Here deur jou alles vir hom te gee. Deur so dankbaar te wees vir die feit dat sy asem in ons longe is, dat ons hom kan verheerlik, hom kan loof en prys. Daardeur verlustig ek die Here. So ja, my broer en my suster, as ons daai 5 dinge doen, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Want dan is jy werklik in hierdie intieme persoonlike verhouding met hom, wat dit vir jou daaroor gaan om hom te please. Want Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van God of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, sou ek nie 'n dienskrag van Christus wees nie. En wanneer ek in so 'n persoonlike, intieme verhouding lewe met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dan begin alles in my lewe en alles wat ek doen nou voortvloei uit daardie intieme verhouding met God. Kyk mooi wat ek daar skryf. Wanneer ek in so 'n persoonlike, intieme verhouding lewe met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dan begin alles in my lewe en alles wat ek doen voortvloei uit daardie intieme verhouding met God. So alles in die woord begin ook nou vir my verander. In die sin dat as die Bybel sê jy mag nie, dan sê ek wil nie daardie ding doen nie, want ek is lief vir my hemelse Vader. Dis hoekom ek dit nie wil doen nie. As die Bybel sê jy moet, dan sê ek wil dit doen, want ek is lief vir my Here Jesus Christus. So dit gaan nou alles oor my liefdesverhouding met hom. Ek is nie meer bang hy gaan my zap met 'n bliksemstraal as ek dit nie sou doen nie. Ek is nie meer bang hy gaan my in die hel gooi as ek 'n ding nou verkeerd doen nie. Nee. Omdat ek lief is vir hom, wil ek dit graag doen. Omdat ek lief is vir hom, wil ek my gedagtes verander. Omdat ek lief is vir hom, wil ek in gehoorsaamheid lewe aan alles wat sy woord sê. Omdat ek lief is. En ek vra altyd vir mense, is liefde dan nou so 'n slegte ding?
Is liefde so 'n slegte ding dat ons heeltyd wil weghardloop van liefde af, van die ware bron van alle liefde, God die Vader? Sedert ek die Here Jesus Christus persoonlik ontmoet het in 1999, glo ek nie meer dat God my met 'n bliksemstraal sal tref, of dat hy net sit en wag dat ek die kleinste foutjie sal maak, sodat hy my kan tigtig in sy grimmigheid of in die hel kan gooi nie. Ek glo dit glad nie meer nie. Nee, ek het 'n persoonlike ontmoeting gehad met 'n liefdevolle Vader, 'n liefdevolle broer en 'n liefdevolle trooster, wat altyd daar is om my te lei, my te waarsku en om my te neem op die paaie wat hulle wil hê ek moet wandel. Hoekom? Sodat ek veilig kan wees. En as ek dit doen onder leiding van die Heilige Gees, van die Vader, van Jesus Christus, dan lewe ek veilig. Kom die aanvalle natuurlik, want Satan haat ons met 'n passie. Satan gaan nooit ophou om ons aan te val nie. En wat wil hy eers doen? Hy wil hê ek en jy moet twyfel in God. Hy wil ons juist wegtrek van God af. Hy wil hê ons moet kwaad word vir God. Hy bring die aanvalle, dan maak hy dit ons God blameer. En onthou, dit het al begin in Adam en Eva se tyd. Wat Satan gekom het, Eva versoek, sy het geëet, sy het vir Adam geëet, God gegee en hy het geëet. Sy het nie vir Adam geëet nie, sy het vir Adam gegee en hy het ook geëet. So, en wat gebeur toe God by Adam kom en hy sê, Adam, wat het jy gemaak? Wat sê Adam? Hy sê, Here, hierdie vrou wat u vir my gegee het, sy het my laat eet. Wie die probleem veroorsaak? Satan. Wie kry die skuld? God en 'n ander persoon. Vandag nog. So nee mense, ons moet begin besef, Satan val ons aan. Satan wil ons wegtrek van God af, en ek en jy het 'n keuse of ons dit gaan toelaat of nie. Want jy sien Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here. Hier is ons weer. Ons het nou na Psalm 37 vers 3 gekyk wat sê, vertrou op die Here. Hier is Spreuke 3 vers 5 en 6 ook. Vertrou op die Here. Waarmee? Met jou hele hart. Nie, ag ek vertrou so bietjie op die Here, maar jy weet as die Here nou nie deurkom nie, gaan ek nou my eie plannetjies maak. Nee, vertrou op die Here met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En ek vra ook altyd vir die mense, wat is alles? Alles is alles. Ken hom in al jou weë. As jy 'n nuwe werk wil gaan doen, as jy nuwe klere selfs wil koop, as jy 'n nuwe huis wil koop, as jy 'n nuwe kar wil koop, bid jy eers? Of maak jy sommer jou eie planne? Het jy sommer klaar die besluit geneem, dis wat ek gaan doen en klaar? Of het jy vooraf gebid? Vertrou jy op die Here om jou te lei, om die regte besluit te maak in dit wat jy moet koop of dit wat jy moet doen, of doen jy maar sommer jou eie dinge? Want dan moet jy nie verwag dat hy jou paaie sal gelyk maak nie, want jy vertrou hom nie met jou hele hart nie, en jy steun op jou eie insig, terwyl die Bybel sê steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou familie, jou vriende, wat ook al, ken die Here in dit. Here, hoe hanteer ek nou hierdie situasie? Vader, ek het 'n bietjie leiding nodig hier met my kind. Ek het leiding nodig met hierdie persoon by die werk. Here, ek vra u vir leiding van die Heilige Gees. Want daar is Romeine 8 vers 14 wat ek net nou aangehaal het. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So die vraag is, my broer, my suster, wat ek en jy vir onsself moet vra is, word ek deur die Heilige Gees van God gelei? Of word ek deur my vleeslike begeertes gelei? Dis wat ek wil hê, en dis hoe ek dit wil hê. Terwyl die Heilige Gees soms sê, kan dit nie nou kry nie. Dit baie keer sal ons maar sê, Here, ek wil graag 'n rooi Mercedes hê met wit leersitplekke. En sê die Here, wel, op hierdie stadium het jy eintlik 'n wit bicycle nodig met rooi sitplek. So hier is vir jou 'n wit bicycle met 'n rooi sitplek, jy kan nie nou 'n rooi Mercedes met wit sitplekke kry. Want jy moet eers bietjie leer trap my dit. Jy sien, want ons wil altyd dinge op ons manier hê, terwyl hy ons graag wil lei, as ons net na hom sal luister. Nou mense, een ding wat ons moet verstaan, wat doen Satan met my en jou? Hy push. Satan druk, heeltyd, hy is die een wat jou jaag. Hoorie, hier's hierdie kontrak vir hierdie huis, jy stel belang in hierdie huis, ons wil graag hierdie huis hê, maar ons moet hierdie kontrak môre teken. Here, ons bid, moet ons hierdie kontrak teken, moet ons hierdie kontrak teken nie, ek hoor niks by die Here nie. Wat doen jy dan? Wel, jy teken die kontrak, en skielik het jy 'n klomp probleme en 'n klomp skuld en so aan nou. Maar Here, hoekom het jy my nie gehelp nie? Want die Bybel sê, wag op die Here, wag op die Here, wag op die Here, wag op die Here, wag op die Here. Jy sien, as jy nog nie antwoord kry nie, dan teken jy nie môre daai kontrak nie. As jy nog nie die vrede van Filippense 4 vers 7 gehad het nie, dan teken jy nie daai kontrak nie. So die feit dat die Here stil was, beteken hy het nog nie jou antwoord gegee en gesê, dis reg vir jou. Maar ek wou 'n huis gehad. Ek wou so graag 'n huis gehad. En toe teken ek nou maar die kontrak, en nou sit ek met 'n klomp probleme. Want ons het nie geleer wag op die Here nie. Hoekom nie? Want ons het nie geleer om sy stem te leer ken nie. Ons het nie geleer om agter hom aan te loop nie. En dis waaroor dit gaan, want ons hardloop elkeen in ons eie rigting, en dan wonder ons baie keer wat gaan aan in ons lewens. Maar as gevolg van daardie intieme persoonlike verhouding wat ek met die Here het,
is ek ook lief vir sy woord en sy gebooie, opdragte en instellings. So sien ons dat Dawid dit sê in Psalm 119, vers 97. Hoe lief het ek u wet? Dit is my bepeinsing die hele dag. Nou in my en jou geval, waar is sy wet? Hier is hy. Van Genesis 1 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21. Hoe lief het ek u wet? Het jy sy woord al lief? Is dit vir jou 'n voorreg om die Bybel te vat en hom oop te maak en net so oor hom te streel en te sê, Here, hoe lief het ek u wet? Hoe lief het ek u wet? Dis my bepeinsing die hele dag. Is so lekker om die woord self deur te lees, onder leiding van die Heilige Gees. Het jy ook al sy wet lief of ag, nee wat, ek het nou nie tyd hiervoor nie. So 10 minute voor ek gaan slaap is miskien genoeg. Nee. Psalm 119 vers 127 sê, daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja as baie fyn goud. So God se woord kan jy nie in geldwaarde omsit nie, my broer en suster. Jy kan al die goud in die wêreld bring, dit kan nie opweeg teen hierdie woord, wat 'n lewende woord is, wat my en jou toekoms kan bepaal nie. Geliefde, ongeag van wat ander rondom jou kies om te doen, jy het ook 'n besluit om te maak. Josua 24 vers 15 praat Josua met die volk van God. En hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So weer eens sal baie mense sê, ja, maar jy weet my sussie hulle doen dit so ek wil dit nou maar doen soos my sussie hulle. O nee. Nee, saak wat my sussie hulle doen nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ja, maar jy weet, my so en so stem nie saam nie, my neefie stem nie saam met wat ek nou doen nie. Dis jou neefie se probleem. Ek en my huis, ons sal die Here dien. As ek seker goed uit die woord uit by die Here self gekry het, omdat ek lewe onder leiding van die Heilige Gees, dan staan ek op wat die Heilige Gees vir my gewys het, ongeag wat ander mense sê of dink of van my sê of vir my sê of wat ook al, want jy sien ek gaan nie voor hulle troon staan nie. Ek gaan voor God se troon staan eendag. En hy gaan my vra wat het ek met sy woord gedoen. En hy het ons ook gewaarsku in Johannes 15 vers 18 tot 20. Wat Jesus gesê het, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het? 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. So kyk nou mooi wat daar staan. Jesus sê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. So vraag nommer 1, het hulle Jesus vervolg? Jep, hulle het hom gekruisig. So gaan hulle my en jou ook vervolg? Jep, hulle sal homself wel kruisig as hulle kans kry. Punt 2, wie het Jesus vervolg? Sy eie mense. Sy eie geloof se mense, sy eie kultuur se mense. Wie gaan ons vervolg? Ons eie mense. Ons eie geloof se mense, ons eie kultuur se mense sal ons selfs vervolg as hulle die kans kry. Wat het dit met Jesus gedoen? Want jy sien, wanneer jy opstaan radikaal vir Jesus en begin doen wat die woord sê en die ander is nog vasgevang in dooie godsdiens, dan beskuldig hulle jou. Dan is jy die een wat van die pad af is en jy is die een wat so verkeerd is en dies meer. Hulle sal jou vervolg. Jou eie mense, wees gereed daarvoor, want Jesus het so gesê. Maar ek wil jy moet mooi sien wat ek hierso vir jou skryf. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik almal rondom my van hom vertel en my bes doen om te probeer om hulle siele te red daagliks. Hoekom? Want Jesus se opdrag in Matteus 28 vers 19 is gaan maak disippels van alle nasies. Jy sien, jy gaan eendag in die troonkamer instap en die Here gaan sê, welkom my kind, maar waar is die nasies wat jy moes saambring? Nee, maar Here, dit was die dominee se werk. Nee, dit was die disippels se werk. Jy het gesê jy is een van my disippels. Waar is die nasies? Waar is die mense wat in jou kombuis gewerk het se siele? Het jy hulle vertel van my? Waar is die mense wat in jou tuin gewerk het se siele? Het jy hulle vertel van my? Het jy 'n bietjie saad gesaai vir my koninkryk? Waar is hulle my kind? Waar is daai nasies wat jy moet saambring? Jy sien, maar omdat ek hom liefhet, wil ek dit doen. Ek wil dit graag doen. Hoekom? Want ek is lief vir my hemelse Vader. Ek is in 'n liefdevolle persoonlike verhouding. Daarom soek ek enige klein geleentheid iewers as iemand langs die pad met my praat om net 'n saadjie te saai vir Jesus. Hoekom? Omdat ek lief is vir my God. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik strewe na sy heiligheid en sy geregtigheid daagliks. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. Ons hele lewenswandel beteken ons hele lewenswandel.
Die manier wat ek praat, in my huwelik, my verhouding met my kinders, my besigheid, die manier wat ek my finansies hanteer, dit moet alles heilig wees. My hele lewenswandel. Hoekom? Omdat ek hom liefhet. Omdat ek hom liefhet, wil ek dit doen. Wil ek graag heiligmaking nastreef. En die oomblik as jy dit vir mense sê, dis hulle, o, dink jy nou weer jy's heilig? Dink jy nou weer jy's beter as ander? Ek weet ek het 'n heilige God binne in my. En ja, omdat ek hom liefhet, streef ek na sy heiligmaking. Streef ek na sy geregtigheid, sy manier van dinge doen. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik meer en meer tyd met hom en met sy woord spandeer daagliks. Want Handelinge 17 vers 11 sê die mense van Berea het elke dag hulle skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Elke dag. Jy sien, hulle het nie vir Paulus en Silas gesê, "Hi Paulus, Silas, ons sien julle slimme geleerde mense en dis okay, ons aanvaar wat julle sê nie." Hulle het gesê, "Paulus, Silas, ons ontvang julle woord met welwillendheid, maar ons gaan nou huis toe gaan en ons gaan self elke dag ons skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so is wat jy vir ons sê of nie." En dis dieselfde, ek sê vir mense, moet my nie glo nie. Asseblief, gaan ondersoek jou skrifte elke dag om te sien of die goed wat ek vir jou sê so is of nie. Want jy gaan alleen vir God met antwoord daaroor. Ek gaan nie langs jou staan daai dag voor die troon nie. So dit gaan nie eers help jy wys 'n vinger na my daai dag nie, want ek gaan dalk nie saam met jou, wel ek gaan glad nie saam met jou daar wees nie, want ons gaan in verskillende tye sterf. So wat gaan jy vir die Here sê? Maar omdat ek hom liefhet. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik gehoorsaam wees aan sy hele woord daagliks. So ek skeer nie seker gedeeltes uit en sê nee, ek kan niks leer uit die Ou Testamente nie. Of nee, ek kan niks leer uit hierdie gedeelte nie. Of nee, ek kan niks leer uit daai gedeelte nie. Mense, weer eens Josua 24 vers 15. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek kies om die Here te dien en sy hele woord te bestudeer. Ek weet ek kan leer uit wat met Adam en Eva gebeur het, wat met Dawid gebeur het, wat met Saul gebeur het, wat met Samuel gebeur het, wat met Petrus gebeur het, wat met Johannes gebeur het. Ek kan uit elke stukkie van die Bybel uit leer. En ek wil, hoekom? Want ek is lief vir hom. Ek is lief vir hom. Ek is nie gepressure deur enigiemand nie, omdat ek lief is vir hom, wil ek graag. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik nie meer deelneem aan enige van die afgodspraktyke en die afgodsfeeste van die wêreld nie. Eksodus 23 vers 24. Want sê moenie hulle gebruike navolg nie. Moenie voor hulle gode neerbuig nie. En dis nou al hierdie ander feeste van jy weet wat die wêreld mee besig is, Valentynsdag en Halloween en Kersfees en Easter en Moedersdag en Vadersdag en al die goed. Dis interessant dat die wêreld 7 feeste het. 7 hooffeeste het teenoor Jesus se 7 feeste. Ek hoef julle in hierdie gemeente nie te verduidelik waaroor gaan God se feeste nie. Maar die punt is, waarheid vloei dit voort? Uit my tradisies uit? Nee, glad nie. Hierdie vloei voort omdat ek hom liefhet. Wil ek nie met die afgodsfeeste van die wêreld doen nie. Wil niks meer met die wêreldse feeste te doen het wat niks met Jesus te doen het. Maar omdat ek hom liefhet. Nou sal mense jou dadelik aanval en sê ja, o nou, hoekom dink jy nou jy's nou nee, ons dink nie ons is Jode nie, verseker nie. Want my Bybel leer my dat daai 7 feeste is God se feeste. Punt 1 en punt 2, dit verwys al 7 na Jesus. Jy sien maar ons het weer groot geword in 'n sekere gedagte rigting en nooit werklik geleer waaroor dit gaan nie. En omdat ons nooit werklik geleer het waaroor dit gaan nie, wil ons iemand anders te gou-gou beskuldig van iets omdat ek nog nie self die ondersoek gaan doen het in my Bybel en gesien het wat staan daar nie. Nou is dit makliker om sommer net iemand anders te af te skiet en sê nee, maar my opinie is dit of my opinie is dat. Nee, ek lees maar wat die Bybel sê, maar weer eens ek kies om hieraan gehoorsaam te wees omdat ek hom liefhet. En omdat ek hom liefhet, haat ek persoonlik enige sonde. En doen ek alles om my te weerhou daarvan daagliks. Psalm 97 vers 10 weer eens. O liefhebbers van die Here, o liefhebbers van Jahweh, haat die kwaad. En ek het nou vir jou gesê, ek haat die kwaad binne myself eers. Ek wil deel met enigiets wat verkeerd is. En hoe deel ek daarmee? Ek vra vir die Here. Here, wat is daar nog binne my wat nie reg is nie? Dan sal ek hoor hier binne daai sagte stemmetjie sê jou onvergifnis my kind. Of jou bitterheid my kind. Of jou manier van praat my kind. Dan hou ek op. Hoekom? Want hy hou nie daarvan nie. Hy is my liefdevolle Vader. Hy is my liefdevolle God. Ek is lief vir hom. Daarom wil ek nie meer hierdie goeders doen nie en deel ek daarmee in my lewe. In wie se krag? In sy krag. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik Satan en sy demone wat my aanval of versoek weerstaan in Jesus Christus se krag daagliks. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. En ek wil dit doen. Hoekom wil ek dit doen? Want ek is lief vir my God. Ek is in 'n liefdesverhouding met die Skepper wat sy seun vir my gestuur het sodat ek die ewige lewe mag hê. En omdat ek so lief is vir hom,
wil ek sy opdragte uitvoer. Omdat ek hom liefhet, wil ek persoonlik nie meer drink, of vloek, of vuil grappe vertel, of enige van die dinge van die vlees, wat ek voorheen gedoen het nie. Dagliks, Galasiërs 5 vers 19 tot 21 verwys na al die dinge van die vlees, die werke van die vlees, waarmee ons moet ophou. En ja, ek wil daarmee ophou. Hoekom? Omdat ek lief is vir my God. En daarom sal ek alles in my vermoë doen om die Satan, wat gedagtes van lastering en van vloek in my kop insit, om 'n woord te spreek, sal ek weerstaan in die naam van Jesus, want ek is lief vir my God. En weet jy wat die wonderlikste van alles? Nie net omdat ek lief is vir my God nie, ek weet daai God wat vir my lief is, en vir wie ek lief is, lewe in my. Want Galasiërs 2 vers 20 sê immers, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En toe ek eendag vir die Here vra, Here, wat beteken dit prakties om sê Christus leef in my? Toe sê hy, dit beteken prakties, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my keel is in jou keel, my hande is in jou hande en my voete is in jou voete. Is nie 'n klein miniatuur Jesus hier in my hart nie, is 'n life-size Christus binne in my. So wat laat jy my vloek, my kind, want my mond is in jou mond? Jy sê jy's my kind, jy sê jy's 'n Christen. Dink jy ek wil daai woord spreek wat jy nou spreek? Dink jy dis vir my aanvaarbaar as ek 'n heilige God is, 'n God van geregtigheid is? Jy sien, wanneer hierdie tipe goed jou tref, omdat jy lief is vir hom, kan jy nie meer nie. Hoekom nie? Want jy wil nie meer nie, want my liefde dring my. My liefde vir my God dring my om op te hou met die kwaad. Omdat ek hom liefhet, sal ek persoonlik vervolg word, gespot word en verstoot word, selfs deur vriende, familie, werkskollegas en selfs ander mense van my eie geloof, gereeld. Want 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jy sal. Ons het nou net gesien wat Jesus gesê het, ook in Johannes 15, vers 18 tot 20. Jy sal vervolg word, want hulle het hom vervolg. Jy's nie beter as Jesus nie. Omdat ek hom liefhet, wag die ewige heerlikheid in sy teenwoordigheid ook vir my. Johannes 6 vers 47, voorwaar ek sê vir julle, almal wat in my glo, het die ewige lewe. Omdat ek hom liefhet. Ek is in 'n liefdesverhouding met hom. En daarom wil ek graag gehoorsaam wees aan sy gebooie, sy opdragte, sy insettinge, alles in die woord. Van Genesis 1 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21. En ek ondersoek sy skrifte self en ek vra Vader, praat met my, breek dit vir my oop, vertel my meer, leer my meer van u karakter wat u ook in my wil vorm. Want jy sien, hy wil graag karakter in ons vorm. Hy wil graag sy karakter, sy beeld al hoe meer in ons vorm. En raai wat doen ons? Ons is so baie keer meer bekommerd oor die image wat ons voor ander mense het. Die Here is nie bekommerd oor my en jou image en hy wil karakter in ons hê, sy karakter. Stephen Alford het eendag geskryf, when God breaks into a life or a community, nothing else matters save the person of Jesus, the glory of Jesus and the name of Jesus. Sien, wanneer Jesus werklik in jou lewe inkom en jy's werklik ernstig nou, omdat jy nou in 'n liefdesverhouding met hom ingegaan het, dan maak niks anders meer saak nie. Niks. Net Jesus. Net Jesus, wat hy van my verwag, hoe hy wil ek moet leef, wat hy van my verwag in my huwelik, wat hy van my verwag in my verhouding met my kinders, wat hy van my verwag in my finansies, wat hy van my verwag in my verhouding met my werksmense, dis al wat tel. Dis al wat tel. Dit wat Jesus vir my wil hê. In 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. En dis amper weer spesifiek hierdie beeld wat ek net gehad het. Hy het ons eerste lief gehad. Hy het sy asem in ons ingeblaas. En daarom, omdat hy ons eerste lief gehad het, wil ons dit teruggee aan hom. Omdat hy ons eerste lief gehad het, en dat ek so dankbaar is dat hy my eerste lief gehad het, wil ek hom terug lief hê. Wil ek dit vir hom teruggee, dit wat hy vir my gegee het. Dis hoekom ek hom lief het. Omdat hy ons eerste lief gehad het en hy het sy liefde in my hart kom deponeer toe ek werklik in 'n intieme verhouding met Jesus Christus ingegaan het, gedoop is met sy Heilige Gees en van toe af kan ek nie anderste as om sy liefde uit te leef ook na die wêreld rondom ons. En mense, jy moet een ding reg verstaan. Die wêreld se siening van liefde en wat ware liefde is twee verskillende goed. Die wêreld se siening van liefde is, ag man, dis okay as hierdie persoon nog besig om te sondig. Ag, hy's okay. Jy moet net lief wees vir hom. Ag, jy weet dan sê nee, wag so 'n bietjie. Nou kan ek die vrou sê, ek weet jy's op pad hel toe nie, but I love you. Dis nie liefde nie. Liefde is jy's besig met sonde. Hou op. Ek is lief vir jou. Ek wil nie jy moet in die hel gaan eindig nie. Omdat ek lief is vir jou, moet ons mekaar vermaan, sê die Bybel ook.
Hebreërs 3 vers 13 sê, vermaan mekaar elke dag, sodat die sonde nie julle harte verhard nie. So omdat ek lief het, vermaan ek. Omdat ek my kinders lief het, vermaan ek hulle. Omdat ons broers en susters is, moet ons mekaar kan vermaan. As ons sien 'n broer is besig om op 'n verkeerde pad te gaan, of 'n suster gaan op 'n verkeerde pad, moet ons mekaar vermaan. Hoekom? Omdat ons lief het. Nee, ag nee, ek weet jy is besig met die verkeerde. Ag, maar is okay, die Here mind nie. Dis nie so erg in die Here se oë nie. Ek het nie so dit is. Dit is, hou op luister na die Satan se leuns. Kom ons begin om die waarheid van die woord inkom en lewe waar hy sê en hoe hy sê ons moet. Want jy weet Matteus 22 vers 37 tot 40, daai toe die een skrifgeleerde by Jesus kom en sê, Here, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê. So daar is jou eerste en die grootste gebod van alles. Jy moet die Here jou God lief hê. Maar kyk nou mooi. Met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Nie met so 'n bietjie nie. Nie so een voet in die wêreld en een voet by God nie. Met jou hele hart. Nou dis hoekom ek kan teruggaan na wat Stephen Offord gesê het. When Jesus breaks into a life or a community, nothing else matters. Net Jesus. Want ek het hom lief met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is die probleem wat die tweede gedeelte betref. Ek sien dit so baie daar buite. So baie mense het hulle self nie lief nie. Hy's kwaad vir homself oor verkeerde besluite wat hy geneem het in sy jong dae, verkeerde goed wat hy gedoen het in sy jong dae. So hy's nie lief vir homself nie. So hoe kan hy sy naaste lief hê? En weet julle wat gebeur nou? Omdat hy nie lief is vir homself nie, wanneer sy vrou, sy kinders vir hom liefde probeer bewys, weet jy wat doen hy? Hy stoot dit weg. Hy stoot dit weg. Hy stoot dit weg. Hoekom? Want hy dink nie hy's waardig om liefde te mag ontvang nie. Want hy het groot geword met ek's nie goed genoeg nie. Nou is die probleem, die Here kom en hy stretch dit bietjie verder. Jy weet in Matteus 5:44 gaan Jesus verder dan sê hy en julle moet julle vyande lief hê. Sê ek oepsie, hoe op aarde gaan ons daar uitkom om my vyande lief te hê as ek nie eens my naaste kan lief hê nie, want ek nie myself lief nie. So wat moet ons doen my broer en suster? Ek en jy moet na die bron van alle liefde toe gaan, God homself. En vir hom sê, Vader, leer my hoe lief U my het. Leer my dat die penny sal drop, dat ek sal klik, dat U my so lief gehad het, dat U vir my ook gesterf het aan daai kruis. Sodat ek myself net so lief kan kry soos wat U my lief het. Want as ek myself leer lief kry soos wat U my lief het, gaan ek my naaste kan lief hê soos myself, en gaan ek selfs my vyande kan lief hê met God se liefde. Want dis wat Jesus van ons vra. Want ons moet een ding reg onthou. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal, as nie een van ons wat dit gaan mis nie, jy moet een ding reg verstaan my broer en suster, as daar nou een ding is wat nie een van ons gaan mis nie, is dit die ewigheid. Ons is almal op pad in die ewigheid in. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So dis die vraag, wat kies ek en jy? Kies ons om goed te doen in gehoorsaamheid aan die Here, omdat ek lief is vir hom, of kies ek om kwaad te doen, omdat ek nie hierdie goed wil hoor nie, en dis nou maar hoe ek is, en ek gaan dit nie verander nie. Ek altyd die ouens wat altyd so groot mond is soos dit, wonder ek wat gaan hy sê die dag as hy voor hy troon staan. Dan wil ek graag hoor of sy mond ook nog so groot gaan wees. Wanneer jy werklik voor hierdie magtige wese staan, wat alles geskaap het, gaan jy dan ook so sarkasties wees soos wat jy tussen ander mense is, of so groot mond hê soos wat jy tussen ander mense het? Ek wonder net baie keer, sal dit nogal graag wil sien. Jy mense, ek en jy moet besef, God wil hê, ek en jy moet met hom in 'n persoonlike verhouding wees, sodat as ons eendag voor daai regterstoel staan, ons kan sê, Here, ek sien al my hele lewe uit na hierdie dag. Want jy weet, Paulus het ook gesê, om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is wins. Hoekom? Want as ek lewe, lewe ek vir Jesus Christus. En as ek sterwe, is ek by Jesus Christus. Te lewe is vir my Christus, om te sterwe is wins. Wat 'n wonderlike ewige wins. En ons moet besef, hy is nie 'n dooie God nie. Ons was te lank besig met dooie godsdienst, want Jesus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in al ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Aan hierdie God wat homself vir my en jou gegee het, maar wat wou gehad het, ons moet met hom in 'n verhouding wees. Mense, jy moet een ding mooi verstaan. Die God wat ek en jy dien, dwing homself nie op ons af nie.
Jy weet die God van Islam, Allah sê, as jy nie vir Allah dien nie, dan gaan hulle jou kop afkap. So of jy dien my of ons kap jou kop af. Jesus sê, ek hou aan jou voor, die lewe en die dood, die seën en die vloek. Kies dan die lewe, sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So, hy wil hê ons moet die regte keuse maak. En dan sal baie mense sê, nou maar, hoekom was daar 'n boom in die tuin van Eden wat hulle nie mag geëet het nie? Want ons moet verstaan, ware liefde kan slegs getoets word as daar 'n keuse is. Hoor my mooi, ware liefde kan slegs getoets word as daar 'n keuse is. 59 jaar terug, toe Boet en Joy mekaar ontmoet het, as hulle die enigste twee mense op aarde was, en die was geen ander nie, en hy moes haar nou maar vat, want daar was nie ander girls nie, hoe sal sy weet hy is lief vir haar? Hy moes haar maar vat, daar was hy nog nie. Maar, omdat hy haar gekies het tussen ander girls uit, weet sy is lief vir haar. Omdat sy hom gekies het tussen ander mans, weet hy sy is lief vir hom, want daar was 'n keuse. Jy sien, ware liefde kan slegs getoets word as daar 'n keuse is. Onthou een ding, God kon sekerlik toe Eva daai dag haar hand uitgesteek het na daai vrug toe, kon hy sekerlik haar hand weggeklap het. Hy's God. Maar hy het nie, want hy het vir hulle keuse gegee. Hy wou gehad het hulle moet uit eie keuse uit vir hom kies en gehoorsaam wees aan hom. Toe kies hulle vir die duiwel. En net so het ek en jy 'n keuse. Vir watter vader kies ons? Kies ons vir die vader van liefde of kies ons vir die vader van die leuns? Dis 'n daaglikse keuse. Dis nie net eenmal in 80 jaar nie, dis 'n daaglikse keuse. Luister ek elke oomblik van elke dag na die Heilige Gees se stem of luister ek na die Satan se stem en wie volg ek dan? Want ek maak 'n keuse. Amen. Kom ons bid saam. Ek gaan sommer afsluit met 'n gebed en Innie gaan jy nog 'n liedjie of twee sing? Right. En as Innie dan klaar is met sy twee liedjies, ons kan nog 'n bietjie lekker saam kuier. Ons is gelukkig 'n lekker paar om net saam te kuier. So julle soos ek dink jy's nog steeds ouros en jy's nog steeds koffie. Die lot het dit nie almal gemeentekamp toe gevat nie, nê, ouer. Nou ja, toe kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U God is, 'n Pa is wat lief is vir sy kinders. Dat U vir ons die ewigheid moontlik gemaak het, dat U Seun gestuur het om vir ons aan 'n kruis gesterf het en dat U Heilige Gees op ons uitgestort het sodat ons onder leiding van die Heilige Gees mag wandel. En Here, ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat elkeen van hierdie kosbare mense en elkeen wat na hierdie boodskap luister of hierdie video sal kyk, sal sê, Here, ek wil ook so onder die leiding van die Heilige Gees wandel. Ek wil ook met U in 'n persoonlike, intieme verhouding wees. En Here, as hulle dit nog nooit gedoen het nie, dat dit vandag sal begin. Dat hulle van vandag af, van vanaand af, van vanmiddag af, gaan tyd spandeer met die woord van God en die God van die woord, sodat hulle U stem kan leer ken, U liefde in hulle eie lewens kan leer ken, en ook begin leer hoe om U gebooie en die instellinge uit te leef, U insettinge uit te leef in hulle persoonlike lewens op 'n daaglikse basis. Want daardeur, Here, kan U alleen verheerlik word. En ons weet, ons gaan eendag in die troonkamer instap, en ons sien so uit om daardie dag by U te wees, om U van aangesig tot aangesig te kan vashou en 'n druk te mag gee, omdat U ons God is wat alles vir ons gegee het. Dankie Here dat ons hierdie dag verder aan U kan opdra, en vra as ons nou uitmekaar uitgaan, dat U ons toemaak met die bloed van Jesus, ons voertuie, dat U die engele rondom ons voertuie plaas, dat die engele vooruitstuur om die paaie vir ons gelyk te maak, totdat ons almal veilig by ons huise kom. En in hierdie week wat voorlê, dat ons alles sal doen tot eer van U naam. En ons sê vir U dankie daarvoor, Vader. Word verheerlik in ons lewens en ook in ons samesyn verder hier. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie.